Tanya, baie dankie dat ons weer vandag oor hierdie wonderlike aspek kan praat oor mikroplastiek en kolonverwante probleme wat deur mikroplastiek veroorsaak is. En natuurlik, 'n mens hoop dat mense hierna luister en ons kry geweldige positiewe terugvoer oor mense wat na ons pot gooi en luister, en dankie dat jy dit so baie mooi versorg, jy en Joyce. Data wat in die tydskrif Environmental Science and Technology gepubliseer het, het 3000 studies onder oë geneem. Studies wat hier tussen 2018 en 2024 uitgevoer is, en dit is soos in verlede jaar. En hulle het hierdie bevindinge onder oë geneem en bietjie geanaliseer. In 'n opsommende oorsig van al hierdie studies saam, 3000 van hulle, kry anorganiese of mensgemaakte mikroskopiese deeltjies wat in die lug ronddrywe wat ons nie met die oog kan sien nie en waarvan ons nie altyd bewus is nie. Die skuld vir vele inflammatoriese siektetoestande by mens en ons troeteldiere. Navorsing by die Universiteit van Kalifornië het op hul beurt bewys dat mikroskopiese anorganiese ligdrywende deeltjies nie deur maagsuur of die ensieme wat die liggaam natuurlik produseer enigstens afgebreek of verteer kan word nie. En hierdie is 'n probleem. As jy iets in jou liggaam inneem, dit kan nie afbreek nie, dit kan nie verteer nie, dan weet die liggaam nie wat om daarmee te maak en hy weet nie hoe om dit uit te skei nie. Hulle het bevind dat die mikroprodukte in die mukuslaag van die kolon en van die lugweë in die longe vassteek en konstante kroniese ontsteking en uiteindelike permanente inflammasie veroorsaak. En soos ons al vele kere uitgewys het, kroniese toestande, kroniese inflammasie ontaard in die vorming van kanker daar waar die inflammasie in die liggaam ontstaan. Hierdie studies het ook bevind dat mikroplastiek via die bloedstroom in ander organe kan beland, daar vassteek en ook daar versamel. En omdat die materiaal kunsmatig en mensgemaak is, het die liggaam nie die vermoë om dit met bakterieë en verteringsensieme af te breek nie. Dit steek vas en dit bly daar, en wanneer dit daar bly, ontaard dit inflammasie. Hierdie tipe van anorganiese inflammasie kan onomkeerbare DNA-skade binne in die liggaam veroorsaak. Hier is 'n paar scenario's van die mikroskopiese anorganiese produk en ook mikroplastiek deeltjies wat ons onbewustelik inasem. Terwille van eenvormigheid, kom ons verwys na die hele mikroskopiese gedeeltes, en ek het genoem dat dit rook is en pestisides is en plastiek is en 'n horde ander goed. Kos verwys daarna, ons gebruik een term en ons noem dit alles tesame mikroplastiek. Mikroplastiek kan met die inasem van lug direk in 'n persoon se longe beland. Daar in die mukuslaag van die longe vassteek en daar versamel. Dit sal nie altyd suksesvol uitgehoes kan word nie, en dit sal daar begin vasgroei. En dan begin die liggaam 'n reaksie daarteen met tumorweefsel om die materiaal wat die liggaam self vervaardig, en die doel daarvan is om die probleem te isoleer om die liggaam dan teen verdere koningsskade te beskerm. Beweeg hierdie mikroplastiek in die slukdarm af, en onthou ons haal asem en ons praat en ons haal asem deur ons mond, kan dit weens omstandighede in die slukdarm ook vassteek. Daar vasgroei, tumor veroorsaak en daar in die proses inflammasie en tumorvorming binne in jou slukdarm herhaal. Sou mikroplastiek in die maag beland, kan dit ook daar vassteek en inflammasie daar veroorsaak. Want die maagsuur kan dit nie afbreek nie. Dit resulteer dan in maagsuure wat onwillekeurig vorm en potensiaal later dan ook in maagkanker ontaard. Veral wanneer daar met medikasie alkaliese omstandighede in die maag gehandhaaf word weens die inneem van teensuurmiddels. Die gebruik van alkohol en verskeie soorte medikasie wat alle biologiese lewe preserveer, verhoed dat die liggaam kan poog om goed af te breek of metodes vind om dit uit te skei. Dit verhoed ook dat natuurlike biotika inflammasie wat ontstaan aanval en probeer minimaliseer of uitskei. Wanneer hierdie mikroplastiek slaag
om deur die maag na die dun darm en die kolon toe te beweeg, sal dit in die darmwande versamel en daar ontstaan verskeie kolonverwante siektes, inflammasie en uiteindelik kanker van die kolon. Al hierdie bogenoemde toestande bloot deur die inasem van gekontamineerde lug wat onwetend deur ons almal ingeasem word. Met alkohol en medikasie wat die natuurlike biotiese reaksies van die liggaam inhibeer en nie laat plaasvind nie. Dink maar aan mense wat probleme met sinus het. Histamien of teenliggaampies teen allergene word in die spysverteringskanale en die darmkanale en ook in die immuunstelsel wat binne in die kolon voorkom vervaardig. Met mikroplastiek in die spysverteringsstelsel sal die vervaardiging van teenliggaampies of histamien met ander woorde nooit kan slaag nie. Die liggaam het nie daai vermoë nie. Mikroplastiek, waar dit in die liggaam ook al versamel, lei tot kroniese inflammasie wat ek vele kere nou al gesê het, wat gesonde selle doodmaak. Inflammasie wat nie deur die immuunstelsel of antibiotika onder 'n gebeer gebring kan word nie, is dit sekerlik logies om te verstaan dat dit kronies word en kankerselle kan veroorsaak. En wanneer dit gebeur, sal die selle onbeheerd voorkom en groei in enige plek van die liggaam. In 'n studie wat in China op muise gedoen is, was muise blootgestel aan mikroplastiek in hulle hokke. Hierdie muise het al die kolonverwante siektes opgedoen en ontwikkel wat ook aan mense toegeskryf word. En hierdie onverteerbare mikroplastiek het groot skade en veral die darmwande van hierdie arme muise veroorsaak wat in kanker geresulteer het. Daai studie het ook bevind dat mikroplastiek in die lug en die beskermende mukuslaag wat om die darmkanale binne en buite vorm, dit aktief vernietig weens die inflammasie wat ontstaan. Die mukuslaag wat om die kolon vorm is dus 'n belangrike deel van ons darmkanale en ons immuunstelsel. Die slijmlaag is daar om noodsaaklike funksies van die menslike kolon te beskerm. Mikroplastiek wat ons so gereedelik inneem en so maklik mee werk, ontwrig die produksie van hierdie belangrike beskermingslaag waarvan ons nie eers bewus is nie. As jou kolon nie in staat gestel word om mukus te produseer nie, kan die darmwande nie beskerm word teen kontaminante soos mikroplastiek, virusse, protiste, giste, ander skadelike patologiese organismes en swamme nie. En Candida is in hierdie geval een so skadelike patogeniese organisme. Ek wil dit beklemtoon dat met hierdie chemiese produkte of mikroplastiek wat al hierdie elemente insluit, medikasie vir jou nie gaan help nie. Die mukus in die kolon bevorder ook gemaklike darmbewegings en stoelgang. Mukus is nodig vir 'n gladde peristaltiese bewegings deur die darm na die anus toe. Fekale materiale wat verdroog dra by tot skere, skrape en wonde in die hele darmkanaal, ook in die anus, 'n vinks en ook 'n fisier kan ook 'n fisier veroorsaak. By hartlywigheid kan ook veroorsaak dat poliepe vorm en natuurlik aanbye wat vir soveel mense 'n probleem is. Hierdie toestand skep ook die ideale toestande vir Fournier se siekte, 'n vleisetende bakterie wat die hele pubiese area en vel van buitekant af opvreet. As fekale materiaal in die kolon opbou en hartlywigheid hiermee saam ontwikkel, irriteer dit die darmkanaal en die kolon ontwikkel inflammasie wat van buitekant af jou opvreet. As fekale materiaal die darmkanaal irriteer, dan beteken dit inflammasie in jou darmkanale ontstaan en daar's 'n reeks van siektes wat gekoppel kan word aan tipe van inflammasies wat binne in die darmkanale ekstern ontstaan. Sommige literatuur verbind prostaatprobleme met die lekkende darmsindroom, omdat die prostaat onder in die buik blootgestel word aan die bakterieryke fekale materiaal wat die prostaat kan ontsteek, wat op hulle beurt die meetinstrument, die PSA-telling kan verhoog. Daar is dus vele siektetoestande
wat kan ontstaan weens die ontsteekte binnevoering van die darmkanaal. Kroniese inflammasie veroorsaak ook vroeë seldood, bekend staan as apoptose. Dis die onnatuurlike afsterf van gesonde selle wat nog nie hulle leeftyd uitgeleef het nie. Inflammasie veroorsaak dit. Dit bevorder die vorming van kankerselle omdat daar nog nie nuwe selle gereed is wat daar vervang moet word nie. Dit onderdruk ook die vermoë van die immuunstelsel om inflammasie te beveg, omdat die immuunstelsel juis grootliks, ongeveer 80% in die kolon voorkom en die toestand kan kanker veroorsaak. Wat is ons realiteite oor onsuiwer lug en mikroplastiek? Wat is dit wat ons moet weet? Mikroplastiek is alomteenwoordig in die omgewing. Dit word saam met vele ander skadelike organiese en anorganiese gesirkuleer in die lug, kom in voedsel voor, vele koeldranke en verpakkings, drinkwater en grond. Daar is studies wat deesdae bewys dat verskeie materiaal waarvan die klere gemaak word, meebring dat mikroplastiek deur die vel in die bloedstroom insypel via sintetiese klere. So ook word vele huishoudelike skoonmaakprodukte in hulle houers verpak wat hierdie mikroplastiek afbreek en dit in ons blootstel. Een onderwerp waaraan min vrouens dink, want die mode wêreld daar buite bemark hierdie verskriklike mooi, sexy, sensuele vroue onderklere. Hierdie onderklere word vele kere deur uiters skadelike materiaal gemaak. Mikroskopies beweeg die deeltjies in die vaginale area op, binne-in die vroulike dele in die baarmoeder en vestig hulle in die baarmoederwand, ook in die vagina en ook in die eierstokke, waar kroniese inflammasie konstant ontstaan en dit uiters vatbaar maak vir bakteriese infeksies soos Candida. Vele kere veroorsaak hierdie nylon-verwante produkte ook 'n verhoogde temperatuur by vrouedele. 'n Ideale temperatuur vir vele bakterieë, ongunstige bakterieë veral en patogene, wat hulle daar wil en kan vestig wat in die lug voorkom, wat potensieel gewasse in die vroulike gedeeltes kan veroorsaak. Sere, siste, ander ongure omstandighede en soos reeds genoem Candida. En sekerlik ook die potensiaal het tot die ontstaan van endometriose by vroue wat nie verklaar kan word nie. Dan ja, ek wil met hierdie gesprek hier afsluit voordat ons verder gaan na mikroplastiek in die brein toe.